Hallo, dit is lekker om jou vandag te kan groet. Ek hoop dat jy 'n wonderlike dag sal hê en dankie dat jy saam luister. Daar waar jy is, word vir 'n oomblik rustig en haal lekker diep asem. Kyk of jy die asem wat jy inasem en weer uitasem kan volg. Hierdie week reis ons saam deur Bronnie Ware wat geskryf het oor 5 dinge waaroor mense berou het op hulle sterfbed. Bronnie was haar hele lewe lank in palliatiewe sorg en het dikwels gehoor dit wat mense oor berou gehad het en het by hulle sterwensbeddens gesit. En ons sal hoor dat al hierdie temas wat ons hierdie week bespreek het, eintlik almal soortgelyke ondertone het. Nou die 5de berou waaroor Bronnie Ware skryf, is waar mense sê, ek wens ek het myself toegelaat om gelukkig te wees. En ek dink dis een van die mees hartverskeurendste sinne wat mens uit iemand se mond kan hoor, as hulle moes sê aan die einde van hulle lewe, ek wens ek het myself toegelaat om gelukkig te wees. Dis amper asof mense ontdek dat geluk iets is wat hulle nie hoef te verdien het nie, maar iets is wat hulle kon kies. Maar toe het hulle dit uitgestel, uitgeskuif, onderdruk, en dit nie gekies nie. Nou in haar werk het Bronnie Ware besef dat baie mense nie die probleem gehad het dat hulle nie gelukkig kon wees nie, maar dat hulle eenvoudig net gedink het, hulle mag nie gelukkig wees nie. Hulle het hulle self verhinder en die mense is dalk in hulle lewens om gelukkig te wees. Hulle sou dalk eers gedink het, ek moet dalk eers net hierdie werk afhandel. Eers daarna sal ek gelukkig wees, of ek sal net eers die huis afbetaal. Of eers wanneer die kinders groot is, of wanneer die kleinkinders groot is, dan sal ek eers gelukkig kan wees en my lewe kan leef, of jy wag vir daai aftrede, en wanneer daai aftrede kom, dan lyk die lewe net glad nie soos wat jy gedink het dit gaan lyk nie. En dalk is hierdie die grootste spyt van almal, dat ons in ons laaste jare moet wonder of ons regtig ooit voluit geleef het. Was ons regtig gelukkig? Jesus het nie na die wêreld toe gekom om ons net te red uit die hel uit nie. Dit weet ons nou al. Hy het gekom om ons te leer om te leef, hier en nou, voluit. In Johannes 10 vers 10 sê hy, ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Nie net vir oorlewing nie, nie deur godsdienstige plig nie, maar lewe, ware lewe, volle lewe en met vreugde. En dan in Johannes 15 vers 11 sê hy, ek sê hierdie dinge vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volmaak kan wees. Vreugde is vir Jesus nie 'n bysaak nie. Dis 'n vrug van die verhouding wat ons met hom het. Dis die Gees se werk in ons. Een van die eerste wat Paulus noem in Galasiërs 5 is liefde, vreugde en vrede. Bessel van der Kolk voeg by dat mense met kroniese spanning of trauma hulle sintuie uiteindelik afskakel. Dit wat ons nodig het om die lewe te kan voel en te ervaar. Jy voel nie net pyn minder nie, jy voel die vreugde minder. Die goeie nuus is dat vreugde kan weer aangeleer word. Die Gees wil ons herinner elke dag hoe om weer te dans, te speel, te lag, om vry te wees. In 'n wêreld van soveel pyn is vreugde nie oppervlakkig nie. Dit is profeties. Dit is om te sê, God is nog steeds goed. God is getrou. Ek is steeds mens. Ek mag steeds voel. Ek mag die lewe geniet. Brené Brown beskryf vreugde as die mees kwesbare emosie van almal. Van al die emosies is vreugde die mees kwesbare, want as jy gelukkig is, begin vrees binne in jou te klop. Want wat as ek hierdie vreugde, hierdie persoon wat in my lewe is verloor, of hierdie ding verloor, wat as iets slegs gebeur? Dalk herken jy dit, en jy kyk na daai gevoel wat jy het wanneer jy kinders het, daai oorweldigende liefde, en net daarna skop die paniek in, van die gevoel van, hoe kan ek hulle veilig hou in hierdie lewe? Jy lag lekker saam met jou maat, en dan kom daar die vrees, maar wanneer gaan dit weggaan? Wanneer gaan daai persoon uit my lewe uitgaan? En dit is waar geloof inkom, en daarom is ek oortuig daarvan, ons kan nie sonder ons geloof hierdie lewe doen nie. Daai vreugde wat in ons sê,
Ek kies om teenwoordig te wees. Ek vertrou die Here met hierdie verhouding en met hierdie ding in my lewe. Ek kies om hierdie oomblik te geniet, al is niks gewaarborg nie. So hoe kan jy leer om vreugde in jou lewe toe te laat? Erken vreugde wanneer dit opdaag. As jy besig is om iets te geniet, moenie dit onderbreek met vrees of skuld nie. Laat dit in jou lewe toe. Of begin 'n vreugdejoernaal. Elke aand skryf jy net 3 goed neer wat jy vandag beleef het en wat vir jou gelukkig gemaak het. Daai koppie tee of die sonlig wat so mooi was vandag. Of kies aktief oomblikke van speel. Dans saam met jou kinders, maak grappe, speel met jou hond, gaan stap, lag sonder 'n doel. En sê hardop, ek mag gelukkig wees. Jy hoef nie eers iets te verdien nie, jy mag, sê dit vir jouself. En laastens, wees teenwoordig. Vreugde woon nie in die verlede of toekoms nie. Dit bly in die oomblik van nou. Jou geluk is nie 'n skande nie. Dit is uiteindelik 'n getuienis. Dit is wat die wêreld nodig het. Mense wat wys dat God se teenwoordigheid vreugde bring. Ons almal weet hoe aansteeklik 'n vreemdeling se glimlag is. Kom ons bid saam. Here, ek bely dat ek dikwels voel ek moet alles regkry, alles verdien, alles onder beheer hou. En dan laat ek myself nie toe om gelukkig te wees nie. Ek is bang vir die ander skoen wat dalk gaan val. Ek hou my hart vas, ek hou my lag terug. En in daardie proses raak ek ver van my eie menswees af. Heilige Gees, leer my weer hoe om gelukkig te wees, hoe om bly te wees. Leer my weer hoe om te lag. Leer my om die eenvoud en die lig van die lewe raak te sien. Leer my hoe om weer lig te leef. Wys my dat my vreugde nie 'n bedreiging is nie, maar 'n refleksie van u teenwoordigheid in my lewe. Here, ek kies vandag om dankie te sê vir die goed wat mooi is. Ek kies om teenwoordig te wees. Ek kies om my hart oop te maak vir vreugde sonder voorwaardes. Amen.